Pastoor Frans Ooyeberg van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker en ons komende koning. Ek hoop u is gesond liggaam, siel en gees. En dat u met angstige harte wag op nog 'n insaag van die Heilige Gees in ons harte. Ek wil vandag met u praat oor werp jou vrymoedigheid nie weg nie. Kom ons bid. Baie dankie Vader dat u vir ons geleentheid gee om uit u woord te leer, dat u vir ons geleentheid gee om die woord van u kragtig in ons lewens toe te pas, dat u vir ons die geleentheid gee om te hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. In Jesus naam, amen. Hebreërs 10 vers 19 tot 23. Terwyl ons aan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewendige weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Nou hierdie skrifgie praat met ons. Hy sê terwyl ons aan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Jy gaan in die heiligdom in deur gebed. Jy gaan in die heiligdom in deur afsondering. Jy gaan in die heiligdom in, en dit is nie visualisering nie. Visualisering is 'n okkultiese ding wat die duiwel gebruik, en die Word of Faith, en die nuwe apostoliese reformatie, en al hierdie ouens, hulle gaan en hulle sê hulle visualiseer, hulle kry 'n visie van die troonsaal van God, en hulle dink aan daai visie, totdat daai ding wat hulle aan dink, wat hulle visualiseer, so werklikheid word, dat hulle werklik in God se troonsaal instap. Dis nie wat die skrif sê nie. Hy sê, ons gaan in die troonsaal in deur sy vlees. Ons gaan in die troonsaal in. En ek kan sien, hoe gaan ek in die troonsaal in? As ek my oë toemaak en ek bid, dan sien ek is daar. Ek bid. Maar weet u, baie mense sê my gebed gaan nie eers tot teen die plafon nie. Hy moet nie plafon toe gaan nie. Hy moet hart toe gaan, want dis waar die Heilige Gees woon, is in jou hart, sodat die Heilige Gees dit kan opvat troonsaal toe. Ja, en dan ervaar ons deur die Heilige Gees, want God se heiligheid woon in ons, dat ons in die troonsaal is. En die eerste punt wat ons na gaan kyk, is vrymoedigheid. Hy sê, terwyl ons aan broeders vrymoedigheid het. Wat is vrymoedigheid? Vrymoedigheid is dat ek het niks in my lewe wat tussen my en God staan nie. Ek het nie op my vrou en my kinders gevloek en geskel nie. Ek het nie die taxi-drywers uitgeskel nie. Ek het nie onbeleide sonde in my lewe nie. Ek het nie geheime sondes in my lewe wat ek in die geheim pornografie kyk of drink of ek het 'n probleem en so aan nie. Nee, my hart is skoon. Ek het my sondes bely. Ek verstaan die evangelie van Christus en nou het ek vrymoedigheid om met God te wandel en met hom te bid. Weet jy, sonde laat jou nie verlore gaan nie. Om 'n sonde te doen, gaan jou nie uit die hemel uithou nie. Maar weet jy wat doen sonde? Sonde vat jou vrymoedigheid weg, en wanneer sonde jou vrymoedigheid wegvat, dan beweeg jy al hoe verder en verder van hom wat jou kan vergewe, en jy gaan iewerste op 'n punt kom waar die genade, jy uit genade gaan verval. Nie genade van sy kant af nie, maar jy gaan jouself losmaak, en jy gaan dit nie maak nie. Maar wanneer jy vrymoedigheid het, maar pastoor, weet jy, dit is so moeilik, ek doen maar gedurig sonde, want ek is ook maar 'n mens, jy weet, ek word ook maar kwaad vir my kinders, ek word ook maar kwaad, ja, die Bybel sê, word kwaad, maar moenie sondig nie, word toornig, maar moenie sondig nie, moenie as jy kwaad word, vloek en skel en deure slaan en
Ek weet, ek het dit gedoen in my hiermeer. En ek weet, daar's mense wat dit doen. Uit woede sommer sy vrou klap nie. Want 'n kind van God doen dit nie. Dit is 'n swak voorbeeld. Want die Bybel sê, mans, julle moet julle vroue goed behandel, sodat julle gebede verhoor kan word. So daar het ek sommer 'n goue geheim gegee vir enige iemand wat wil weet. Man, as jou gebede nie beantwoord word nie, kyk 'n bietjie hoe behandel jy jou vrou. Ek praat met kinders van die Here. Ek praat nie met sondaars nie. Ons is gewas deur die bloed van Christus en ons het vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Met 'n waaragtige hart. Gaan ek bid? En baie mense sê, liewe Jesus, wil jy tog nie maar vir ons 'n broodjie gee nie? Liewe Jesus, hy's nie meer liewe Jesus nie. En ek het dit soveel keer gesê, en ek gaan dit oor en oor en oor sê, totdat jy dit verstaan. Ons moet hom ken op 3 gebiede. Ons moet hom ken as Jesus van Nasaret, wat die wet vervul het. Ek en jy kan nie die wet vervul nie. Ek en jy kan nie werke doen om gered te word nie. Ek en jy kan nie by daai standaard uitkom nie, want hy lig die standaard. Maar ons moet weet, Jesus van Nasaret het die wet vervul. Dan moet ons hom ken as Jesus Christus, die gekruisigde, die een wat kruis toe gegaan het. En terloops is dieselfde as Jesus van Nasaret. Ek praat nie van 3 verskillende Jesuses nie. Ek praat van 3 verskillende maniere waarop ons hom moet ken. Ken hom as Jesus van Nasaret, maar ken hom ook as Jesus, die gekruisigde, wat jou gered het, wat jou uitgehaal het in die modderpoele slyk, en jou voete geplaas het op standvastige grond. Kom ons kyk 'n bietjie na Efesiërs 2, vers 11. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, en dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Maar jy as kind van God, luister hierna verder. Hy sê onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, Efesiërs 2 vers 3. Die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Nou kom hierdie skrifgie. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groter liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. Goed, terug na Hebreërs. Nou, dat jy gered is, soos jy gesien het in Efesiërs, maar met 'n waaragtige hart, nie 'n casual Christen nie. Iemand het my reguit gevra, pastoor, kan 'n mens 'n casual Christen wees? Nee. 'n Casual Christen is lou. Die Bybel sê, was jy maar warm of koud, maar as jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspuug. Warm. Ons moet 'n waaragtige hart hê. Ons moet ons wedergeboorte vasvat. Ons moet ons wedergeboorte verstaan. Ons moet ons wedergeboorte kan deurdra en kan waardeer, want ons is wedergebore. Ons is uit die duisternis gelig na die lewendmakende lig van die Seun van God. Nou gaan hy aan op die nuwe in te gaan deur die bloed van Jesus Christus. Jy gaan op geen manier in, behalwe deur die bloed van Jesus Christus nie. Op die nuwe en lewendige weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees.
Daar's 'n nuwe weg waarop jy lewe en dit getuig jy doop van. Dis hoekom doop is belangrik, nie omdat doop jou red en nie opsig dat jy hemel toe gaan as jy gedoop is en nie hemel toe gaan as jy nie gedoop is nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor daai belydenis wanneer ek my laat doop. En dis hoekom ek nie hou van 'n doop in die see nie. Ek hou van 'n doop in die kerk waar daar 'n doopbad is waar die gemeente kan getuig en waar jy verantwoordelik kan gehou word. Jy het jouself laat doop, jy het getuig dat jy het saam met Christus gesterwe, jy het saam met hom begrawe en jy het saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewendige weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En wanneer die duiwel vir jou kom sê jy is nie gered nie, vat hom na jou doopbad toe en sê, duiwel, sien jy, daar is ek begrawe in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is ek opgewek in die naam van Christus in 'n nuwe en 'n lewendige weg. Dit is sy vlees. En ons 'n groot hoëpriester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. 'n Waaragtige hart wat glo, 'n waaragtige hart wat vas is op dit wat op die kruis gebeur het. Mense, ek is ernstig. Ons leef in die laaste dae. Ek gee nie om wat jy glo in die wegraping nie. Voor die verdrukking, na die verdrukking, in die middel van die verdrukking, is nie nou van sprake nie, ons behandel dit nou nie. Ek glo in die wegraping voor die groot verdrukking sal aanbreek. Maar ek wil vir julle sê, maak nie saak in watter tyd en watter tyd leef nie. Hy is op pad, jy kan al hom hoor kom, as jy in jou gees in die gees luister. Die tyd is op hande. Jy het nie meer tyd om speletjies te speel met die woord van die Here nie. Jy het nie meer tyd om jou siel te waag op paaie van ongeregtigheid nie. Jy het nie meer tyd om na partytjies toe te gaan nie. Jy het nie meer tyd om te deel met dit wat jou wêreldse vriende deel nie. Jy het nie meer tyd om jouself te vul met wêreldse plesiere en wêreldse organisasies en die regering en wat ook al nie. Daar's net tyd dat jy mense kan sê, word gered, word kinders van God, kom tot die besef dat die einde is naby. Jy as kind van God kan nie 'n getuienis lewer na buite wat standvastig en standhouding is as jy nie met vrymoedigheid na die troon van God kan gaan nie. En as jy nie met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid kan ingaan nie. Glo jy waaragtig? Of het jy groot geword in die kerk en jy is maar net 'n sameloper? Glo jy ter wille van vriende, ter wille van dat jy wil inwees by die Christene? Of het jy 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte gesprenkel, deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Liggaam gewas met rein water dui op twee dinge. Die doop en die woord van God. Die woord van God is jy mee besprenkel met die bloed van Christus en jou gewete is gereinig. Dan kom die liggaam wat gewas word met rein water. Dis die doop, my vriend. Jy het dit nodig. Ek gaan weer van voor af lees. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Hoekom het ons daai vrymoedigheid? Omdat ons op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees wandel. Hoekom wandel ons op daai nuwe lewende weg? Want ons het 'n groot priester wat oor die huis van God is. En nou omdat ons vrymoedigheid het, en omdat ons die heiligdom kan ingaan, en omdat ons op 'n nuwe en lewende weg kan wandel, en omdat hy ons hoëpriester is, laat ons dan toetree met 'n waaragtige hart, nie 'n onverdeelde hart nie, nie 'n hart wat op, dan is ek reg en dan is ek af, en dan is ek bo en dan is ek onder, en dan is ek mismoedig en dan is ek weer volmoed, en dan is ek weer minderwaardig en dan is ek weer meerderwaardig en al daai dinge nie. Gewaai deur die golwe van hierdie wêreldse sienings en se denke.
maar met geloofsversekerheid, dat Jesus Christus is die koning, Jesus Christus is die Here, Jesus Christus is die krag en die heerlikheid van ons bestaan. Hy is die een wat ons gered het, hy is die een wat ons saam met hom laat sit het op hemelse plekke. Die Heilige Gees is die waarborg van ons redding. Volle geloof, versekerheid, die harte deur besprenkeling van die bloed gereinig, van 'n slegte gewete. En daarom, as gevolg van alles wat ek nou gelees het, daarom en daarom alleen, laat ek my doop, liggaam gewas met rein water. Dit staan in die woord. Volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig, van 'n slegte gewete, en die liggaam, dit word nie vergeestelik nie. Jy moet gedoop word, die liggaam gewas met rein water. Wat 'n liggaam? Die liggaam waarin die Heilige Gees woon, verwys na die doop. Ons gaan hom nie elke dag was nie. Dis nie wat hier bedoel word nie. Hier word bedoel dat die wassing van die liggaam, die rein water, saamval met die besprenkeling van die bloed van Christus. Jy moet gedoop word. Nie ek so sê nie, nie my tradisie so sê nie, nie my kerkverband so sê nie, maar Hebreërs 10 vers 22, die liggaam gewas met rein water. En dan sê hy, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Wat is die belydenis van die geloof? Want hy wat dit beloof het, is getrou. Daar's heel wat belydenisse van die geloof. Ek kan bely dat ek glo in Jesus Christus. Ek kan bely ek glo in die drie eenheid. Ek kan bely ek glo in die doop van die gelowige. Ek kan bely dat ek glo in heiligmaking. Ek kan bely dat ek glo in geregtigheid. Ek kan bely dat ek glo dat Jesus Christus vir my gesterf het sodat ek sy geregtigheid kan dra. Ek kan bely dat ek in God, in Christus verborge is. Ek kan bely dat ek in hom meer as 'n oorwinnaar is. Ek kan bely dat ek is deel van die gesin van God. Ek kan bely dat ek gaan hemel toe met 'n lied in my hart. En dit is my belydenis waarin ek vashou. Jesus Christus, wat hy aan die kruis gedoen het, het my gered. Nou sê hy, laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Hoekom al hierdie goeders? Eerstens, om mekaar te kan aanmoedig. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof is getrou. En laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Kom ons hou op om te skinder. Kom ons hou op om sleg te praat van ander mense. Kom ons hou op om ons neus op te trek vir sekere Christene. Kom ons hou op om die pad van die vlees te probeer bewandel en daarop te trap. Kom ons gee ag op mekaar. Kom ons gee ag op daai vroutjie wat ons sê, ag mense, kan sy nie iets beters aantrek nie. Kom ons gee ag op daai ene wat ons sê, ag mense, ek wens sy wil minder praat. Kom ons gee ag op daai ou wat my nie groet nie, want hy is die pastoor. En hy groet net sekere mense. Kom ons gee ag op hulle, sodat ons mekaar kan aanspoor tot goeie werke. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. En nou wil ek vir u sê, daar is sekere geleenthede wat jy nie by jou onderlinge gemeenskappe kan bykom nie, omdat daar dalk in jou omgewing nie een is nie. Maar die rede daarvoor is nie sodat ek moet nou kerk toe gaan en ek moet in die kerk gaan kyk nie, en ek moet in die kerk gaan leef en ek moet altyd daar wees omdat ek kan hoor wat die pastoor sê, sodat ek kan hoor wat die Here vir my wil sê, sodat ek kan, daar is alles belangrik. Maar hier sê, hy sê, laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim nie, so sommer die gewoonte het, maar laat ons mekaar vermaan. En des te meer na mate jy die dag sien naderkom.
Ek sien die dag van Christus kom nader en nader en nader in 'n geweldige spoed. Die skrywer van Hebreërs het dit ook sien kom. Want as ons opsetlik sondig, met ander woorde, ons probeer so naby aan die wêreld gaan as moontlik, sê hy, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Want jy dan die sonde verwerp, jy dan die vergifnis van sonde, het jy dan verwerp, die offer het jy verwerp, Christus het jy verwerp. En al wat dan wag is 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder, dink julle, sal hy straf, sal hy verdien, wat die seun van God vertrap het? Hoe vertrap ek die seun van God? Ongehoorsaamheid, sondige lewe, skinder, kwaad praat, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Hier lees ons van al drie, die drie eenheid, die Vader, Seun en Heilige Gees. Jy minag met jou sondige lewe en jou ongehoorsaamheid. Ek sal my nie laat doop nie, ek is 'n kind, as kind besprinkel. Bybel sê jy moet jou laat doop. Ongehoorsaamheid, jy minag die Here. Ek praat nou reguit en as ek op tone trap, dan is dit soos dit is, dan trap ons op tone. Maar daai kruis daar agter my, ek het hom nou baie mooi gemaak, of iemand het dit vir my gemaak, baie pragtig en mooi, en ons het by die kansel gehad, ook nog 'n gemeente gehad het. Die werklike kruis lyk nie so nie. Die werklike kruis was 'n boom, 'n ruwe ou stuk boom. En Christus het daaraan gesterwe, sodat jy kan ophou sonde doen, sodat jy kan in geregtigheid lewe, sodat jy kan heiligmaking najag. Nie sodat ons gaan casual Christene wees nie. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel. Die Bybel sê op 'n ander plek, die oordeel sal by die huis van God kom. Pastore, julle wat so pragtig preek, maar vanaand is almal slaap, dan sit jy voor jou televisie, voor jou komputer en jy kyk pornografie. Jy pastoor wat so pragtig preek, enige prediker, Christen, maak nie saak wie nie, pragtig voorkom, maar jy het 'n buiteegtelike skelmverhouding. God sê, die wraak gaan by jou begin, die wraak gaan by die huis van God begin. Die Here sal sy volk oordeel, die Here sal sy liggaam oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Maar onthou die vroeë dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het, gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukking 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Kind van die Here, jy het van posisie verander. Jy is nie meer die sondaar wat jy was nie. Jy is nou deel van hulle wat bespot en gesmaad en vervolg word. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeye, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar. Ons, as iemand ons goed beroof, dan wil ons net daai sleg misdadiger, en dan noem ons hom alle name, as ek hom kry, skiet ek hom sommer dood. En hier is hulle ontneem van hulle goedere, net omdat hulle kinders van die Here is. Die ou wat by my huis inbreek, wat by my kar inbreek en die battery steel, het niks teen my nie. Hy wil net my goed hê. Hy kom en hy breek in by my huis en hy steel my laptop. En hy steel die en hy steel my kos. Maar hy ken my nie eers nie, hy het niks teen my nie. Maar in hierdie geval is die Christene ontneem. Omdat hulle Christene is hulle ontneem van al hierdie goeders. Ek gaan weer lees vers 34, want julle het ook saam met my gevoel in my gebooie, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar.
omdat julle geweet het dat julle in julself 'n beter en 'n lewende besitting in die hemel het. Kom los van materialisme. Kom los van jou besittings. Kom los van ek wil dit hê en ek wil dat hê. En weet dat daar lê 'n groot beloning in die hemel. Want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Ons lydsaamheid. Want nog 'n klein tydjie, en nou op die oomblik baie kleiner. En hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Halleluja, die wegraping kan vandag plaasvind. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek van die geloof, sal my siel geen behaag in hom hê nie. Hierdie mense wat sê, jy kan nie verlore gaan nie. Jy is eens en vir altyd gered, jy kan nou doen sonde soos jy wil. Hierdie skrif sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar as hy hom onttrek, het my siel geen behaag in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Ek wil hierdie laaste versie weer vir julle lees. Maar by ons, vers 39, maar by ons is geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Jy sal hemel toe gaan, as jy jou nie onttrek van die boodskap van die kruis nie. Wat is die boodskap van die kruis? Christus het gesterwe, Christus is begrawe, Christus het opgestaan, Christus het opgevaar hemel toe, van waar hy gaan kom om te oordeel, wat groot en klein, en waar hy gaan kom om ons na hom toe te neem. Amen. Baie dankie Vader, dat ons kan weet, dat daar by ons geen onttrekking tot verderf is nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Ons sê vir U dankie in Jesus naam. Amen. Al wat vir my oorbly is om te sê, gaan en wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het. En Maranatha, Jesus kom weer. Is jy gereed? Maar as hy vertoef om te kom, gaan hy vir ons nog 'n geleentheid gee om na die boek Jakobus te kyk. Nie die boek Jakobus nie, die boek Hebreërs. Met dit wat ons besig is om te doen. Ek het vergeet, ek het net nou die boek Jakobus behandel ook. Mag God met u wees en mag u die wedergeboorte ernstig opneem. In Jesus naam. Amen.